gesond geword het. Toe sê hy vir haar: "Dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede." Terwyl hy nog praat, kom daar iemand van die raadslid van die sinagoge se huis af om te sê: "U dogter is al dood. Moenie nog ons leermeester lastig val nie." Maar Jesus het gehoor en sê vir hom: "Moet jou nie ontstel nie. Glo net en sy sal gered word." Toe Jesus by die huis kom, het hy niemand toegelaat om saam met hom in te gaan nie, behalwe Petrus, Johannes en Jakobus en die kind se ma en pa. Die mense daar het almal gehuil en oor haar rou bedryf. Maar Jesus sê: "Moenie huil nie, want sy is nie dood nie. Sy slaap net." Hulle het hom uitgelag, want hulle was seker dat sy dood is. Maar Jesus het haar aan die hand gevat en uitgeroep: "Dogtertjie, staan op." Haar lewe het teruggekom en sy het onmiddellik opgestaan. Toe gee Jesus opdrag dat hulle vir haar iets te ete moet gee. Haar ouers was stom van verbasing en Jesus het hulle verbied om iemand te vertel wat gebeur het. Dit is die woord van die Here. Daar is baie wat 'n mens kan leer uit die genesing van hierdie vrou. Sy het permanent bly menstrueer en kon net nie genees word daarvan nie. Daar's baie te leer uit haar lyding en hoe sy uitgebuit is deur die dokters van haar tyd, van haar geloof en haar vertroue op Jesus Christus. Daar's baie te leer oor Jesus, wat in 'n skare, terwyl hy op pad is na 'n baie ernstige siek kind, tyd maak vir haar om persoonlik en volle aandag net aan haar sy aandag te gee, terwyl sy in nood is. Maar vanoggend wil ek daarby verbygaan. Ek wil spesifiek fokus op die dogtertjie wat Jesus uit die dood opgewek het. Jesus en sy disippels word ingewag deur 'n klomp mense toe hulle van oorkant die Galilea af terugkom. En daar uit die skare uit kom daar een van die leiers in die sinagoge, kom daar en hy val voor Jesus neer. Sy 12-jarige dogtertjie is dodelik siek. Daar's geen ander heenkome nie. En hy smeek om genade. Kom na haar toe. Kom maak haar gesond. Jesus kon van ver af haar gesond gemaak het. Hy het dit vorige kere gedoen. Hy kan maar net sê gaan huis toe, sy is klaar gesond. Maar hy besluit in hierdie geval, hy gaan soontoe. En dan op soontoe stap, jy kan jou indink, daardie opgewonde blydskap wat daar by Jairus moes neem, die Here kom, en hy wat gesond maak, kom na haar toe. Maar kan jy ook sy frustrasie indink toe die skare hom nou ophou, en so waar nou nog, die vrou in die middel ook nou nog, hom so ver ophou, dat die kind sterf voordat hulle by die huis kom. En toe is dit te laat. Hou op om ons leermeester lastig te val, sê die mense vir hom. Dit is te laat, dit is te vergeefs. Daar is geen hoop meer nie. Die dood het die laaste sê gehad. Ons weet wat dit beteken, hè? Ons weet almal presies wat dit beteken. Die worsteling en die aanhoudende behandeling wat net nie wil werk nie. Ons stemme wat rou gebid is, ons oë wat leeg gehuil is, dat die Here tog net genesing sal gee. Maar uiteindelik dood. Al wat oorbly is niks. Dis die stilte, die verslaandheid. Ons ken dit goed. Daar is geen hoop meer uit uitkoms nie. Dit is so finaal. Dis vir altyd verby. Al wat oor is niks. Nee, sê Jesus toe. Nee, moenie jou ontstel nie. Glo net. Sy sal gered word. Hy weet wie hy is. Hy weet wat hy gaan doen. En toe hy daar by die huis aankom, toe is daar nou al 'n groot kommosie van roubeklag. Mense wat huil en aan die gang is, want die kind is dood. Toe Jesus vir hulle sê, hulle moet ophou huil, want sy slaap, toe lag hulle hom uit, want hulle weet, dis belaglik, die kind is dood. Nou kom stories vertel dat sy net slaap nie. Sy is mors dood.
Maar Jesus vat sy hand en hy vat hare en hy roep haar soos wat jy jou kind wakker maak in die oggend na 'n rustige nagrus. En hy sê vir haar, dogtertjie, staan op. Dit is my so mooi in die Aramees wat Markus aanhaal. Talita, kumi. Dogtertjie staan op. En sy staan onmiddellik op. Hy het haar nie kon uit die dood uit opwek omdat sy so pas maar dood was nie. Nee, die seun van die weduwee van Nain was al bykans by die begrafplaas. Daar het hy hom laat opstaan uit die dood. Lazarus was al 3 dae in die graf en baie duidelik was sy liggaam al aan die ontbind. Dogtertjie staan op. Ons lees so vinnig daar verby, maar weet jy wat dit beteken? Daar's nie 'n manier wat ons dit kan beskryf nie. Dit is net eenvoudig te kompleks. Maar kom ek gee vir jou 'n idee, net om te weet wat hier gebeur het. Weet jy, van niks af, van absolute doodse stilte, moet 'n stywe, verwerende hartjie weer begin klop. En die bloed wat al besig was om uit te skei, moes herstel word, sodat dit gepomp kan word deur organe wat al besig was om te ontbind. Die borskas moet so van self begin asemhaal. Met vervalle selletjies in die longe, wat eers moet herstel om suurstof te kan opneem. Elke selletjie in die liggaam ander, asof eers die hart klop en dan die longe werk en dan die bloed en die suurstof na die brein toe om dit te laat gesond word nie, want sonder die brein kan die hart en die longe in elk geval nie werk nie. Hierdie goed moet alles gelyktydig gebeur. Nie soos 'n baba wat ontwikkel in die baarmoeder van 'n moeder, waar hierdie stelsels geleidelik een na die ander ontwikkel, terwyl die lewe in die gang gehou word deur die moeder se liggaam nie. Nee, alles moes gelyktydig, onmiddellik gebeur. Vanself. Nie vanself nie, nee. Vir die weduwee van Nain se seun het hy gesê, jongman, ek sê vir jou, staan op. En vir Lazarus het hy geroep, Lazarus, kom uit. En hier, vir Jairus se dogtertjie, staan op. En onmiddellik, eensklaps, lewe hulle, sonder enige nagevolge. Hulle lewe, asof hulle glad nie dood was. Wie anders as God kan dit doen? Hy wat die bron van lewe is. Hy wat alles uit niks gemaak het nie. Hy kan, maar wie anders kan? Niemand. En daarom, Jesus van Nasaret is die Christus. Want hy maak dooies wakker. Maar hy het dit nie net gedoen vir die weduwee se seun daar in Nain nie. Nie net vir Jairus se dogtertjie of vir sy vriend Lazarus nie. Hy het dit nie net destyds gedoen toe hy op aarde gelewe het nie. Dit was maar die oortjies van die seekoei. Die Bybel leer ons van 2 soorte dood. Die eerste is die tydelike dood van ons liggaam, wat weer opgewek gaan word wanneer Jesus weer kom. Die tweede lees ons in Openbaring 21, is die ewige, helle vuurpoel van God se straf en sy wraak op die sonde. Ons dink hierdie eerste liggaamlike dood is erg, en dit is aklig. Maar dis 'n druppeltjie in die emmer, dit is nie eers 'n druppeltjie in die emmer van wat daardie tweede dood, daardie ewige helle dood is wat voorlê nie. As ons tog net kan besef hoe verskriklik dit sou wees. Beide hierdie, die eerste en die tweede dood, is die gevolg van sonde. Ons lees dit in Romeine 5. Deur een mens, Adam, het die sonde in die wêreld gekom en deur die sonde die dood. En so het die dood tot alle mense deurgedring, omdat almal gesondig het. En die wins wat ons kry van die sonde, die betaling wat ons daarvoor kry, die vergoeding of die loon van die sonde wat ons doen, is die
dood. Dood van die liggaam en dood van die gees. Dit is elke mens se voorland. Dit is ons verdiende loon, elke een van ons. Maar dan wil my sê, maar wag 'n bietjie. Onthou 'n bietjie daardie man van Nasaret. Hy het dooies opgewek. Dit is baie duidelik dat hy baie magtiger is as die dood. Daar is een wat die baas is. Met die eerste liggaamlike dood, dit kon hy van ons bevry. Hy moes maar net 'n woord spreek. Hy moes maar net sê, staan op, kom uit. Maar om die tweede dood te wen, die geestelike vernietiging, daarvoor moes hy homself offer. Dit het sy lewe gekos, nie net sy woorde nie. Dis waarom hy mens geword het, lees ons in Hebreërs 2. Omdat ons verganklike vlees en bloed is, moes hy mens word om in ons doodsbestaan te kom lewe. Sodat deur sy dood het hy die doodse bevelvoerder, die duiwel, vernietig. Deur sy opstanding, sy oorwinnende opstanding, uit die dood het hy die bande en die kettinge van die dood gebreek. Jesus Christus het die dood doodgemaak. Sodat elkeen wat in hom glo, vry is daarvan. Ek is die opstanding en die lewe, het hy daar in Johannes 11 vir Martha gesê, voordat hy vir Lazarus uit die graf geroep het. Ek is die opstanding en die lewe, en wie in my glo, sal lewe, al het hy ook gesterwe. Laat die liggaam sterf, maar die persoon, die een wat in my glo, sal lewe. Elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Vra hy vir Martha. Glo hy dit? Glo jy dit? Vra hy vir my, vra hy vir jou. Elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Al sal ons liggaam nog sterf, sal ons wat glo nooit sterf nie. Die eerste dood van ons liggaam sal ons belewe, maar die tweede nooit. Ons gees sal bly lewe, van die oomblik van geloof in Christus, tot in alle ewigheid. Die hartseer is nie omdat my geliefde gesterf het nie. Want die geliefde in Christus het nie gesterf nie. Die liggaam wel. Maar dis nie waar dit begin het nie, nee. Dit het nie begin dat ons bevry is daarvan nie. Dit het begin dat alle mense, ook ek en jy, dood is in ons sonde en ons oortredinge. Alle mense word oorheers deur sondige begeertes. Ons wil net doen waarvoor ons lus is. Ons wil net doen waarin ons gedagtes opkom. En daarom verdien alle mense die ewige doodstraf van God. En dan, deur sy ryke barmhartigheid en sy innige liefde, lees ons in Efesiërs 2, het hy elkeen wat in Jesus Christus glo, saam met hom weer lewend gemaak. Saam met hom uit die dood uit opgewek. Dis hoe dit daar staan in sy woord, presies net so. Hy het ons uit die dood uit opgewek. Hy het ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Gaan lees Efesiërs 2, dit is so duidelik, dit is so mooi. In 1 Petrus 1, deur Jesus se opstanding uit die dood, gee God aan ons wat in hom glo, 'n nuwe lewe. 'n Lewe wat 'n vaste hoop, 'n lewende hoop het op die allerwonderlikste erfenis wat gereed is en op sy gesit is in die hemel vir ons bewaar word. Dis amper as wat ons wil sê, as my geliefde gesterf het, is ek so bly, want nou kan hy en nou kan sy by die erfenis wees, die wonderlikste. Ja, terwyl ek nog hartseer en eensaam is,
Die dood van ons geliefdes is nog steeds seer. Dit word nie minder nie. Dit word bly ontstellend. Maar ons treur nie, soos mense wat nie hoop het nie. Die dood boelie ons nie meer nie. Paulus gebruik 2 baie mooi beelde. In 1 Korintiërs 15 praat hy van hoe ons die oorskot van ons geliefdes se liggaam, die ou liggaam, die een wat nie meer daar is nie, hoe ons dit mooi eenkant bære en bewaar, soos wat mense saadkoringkies, 'n koringsaad sal saai, sodat daaruit sal opkom 'n nuwe plant, 'n koringplant. Nie dieselfde nie, maar tog dieselfde. Nou verheerlik, vol 'n groot oes. Daarom sit jou geliefde se oorskot neer. Bære dit vir die opstanding. Moenie terugdink aan dit wat verby is en aan jou hartseer en al sulke goed nie. Dink aan die opstanding. Dink aan die erfenis wat daar is. Die ander beeld wat hy gebruik in 2 Korintiërs 5 is dat ons huidige liggaam is soos 'n tentwoning. 'n Ou stuk in 'n ou tent waarin ons bly en hy word al hoe meer verweer en geskeur soos wat ons ouer word. Maar dan word hierdie tent afgebreek en dan gaan ons gaan bly in die allerwonderlikste heerlike paleis saam met hom. Ja, die liggaam sterf nog. Dit is nog hartseer, dit is nog seer. Maar ons het hoop. Geloof is om seker te wees, is om Jesus op sy woord te vat. Wanneer hy sê dat gelowiges wat sterf, is dadelik, daar dieselfde dag, daar dieselfde oomblik, by hom in die paradys. Dit was sy eie woorde. Geloof is om dit te aanvaar as die absolute waarheid. Ons lewe nie meer in die duisternis en in die skaduwee van die dood nie. Jesus Christus het ons volkome daarvan bevry. En daarom kan ons nou, soos die Heilige Gees vir Paulus lei in 2 Korintiërs 15, kan ons ook maar die dood koggel en hom spot, vir hom sê, waar is jou oorwinning nou, dood? En nou, waar is jou angel? Christus, in hom maak hy ons oorwinnaars. Oorwinnaars oor die dood, in Christus. Daardie geveg met die dood is klaar verby. Christus is dit klaar gewen. Gelowiges, in Christus, is klaar die oorwinnaars. En al wat 'n mens moet doen, is om met jou hele hart so in Jesus Christus te glo, dat jou hele lewe van jou geloof getuig, jou fokus op hom, en om nie meer te doen wat jy wil nie, maar wat hy wil, en om jou vreugde in hom te vind, om regtig dat jou geloof jou lewe verander, en nie net eendag, omdat jy lankal tot geloof gekom het nie, vandag nog, maak nie saak of jy al 20, 30, 50, 70 jaar glo nie, elke dag weer nuut, meer vrede, want God het my van die dood gered, die ewige dood. Luister mooi, dat ek hiermee afsluit amper. Johannes 5 sê Jesus hierdie woorde, en hy sê dit vir jou, en hy sê dit vir my. Dit verseker ek jou. Wie luister na wat ek sê, en in hom glo wat my gestuur het, het die ewige lewe. Nie sal dit eendag kry nie, het die ewige lewe. Hy word nie veroordeel nie. Maar hy het reeds uit die dood na die lewe oorgegaan. Dit verseker ek julle. Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer die dooi is, dit is ons wat nog aan die skaduwee dag staan, die dood staan, veral hulle wat nog nie glo nie, wanneer die dooi is, die stem van God sal hoor, die Seun van God, ekskuus. Daar kom 'n tyd, en dit is nou, wanneer hulle die stem van die Seun van God sal hoor, en die wat daaraan gehoor gee, sal lewe. En daarom die vraag, wil jy nie dan maar luister nie? Nie net hoor nie, en dan verder lewe asof die dood nog 'n groot ding is nie. Regtig, wil jy nie luister en glo nie? Laat jou gedagtes en jou woorde en jou lewe wys dat jy glo, dat dit duidelik sal wees vir jouself en vir ander mense, dat die dood jou nie meer boelie nie. Dat jy nie meer wegskram daarvan in vermyding daarvan nie. Lewe
jou nuwe lewe in Christus se opstanding. 'n Nuwe lewe wat nooit, ooit in der ewigheid sal eindig nie. Hy het die dood vernietig. Hy het oorwin en hy, Jesus van Nasaret, hy wek dooies op. Elke dag nog steeds. Meer en meer. En daarom, staan op. Staan op. Nou, onmiddellik, staan op en lewe in hom. Amen. Kom ons begin ons gebed in antwoord op hom en ons bevestig in hierdie geloofsbelijdenis, Heidelbergse Katekismus vraag 1. My enigste troos in lewe en in dood is dat ek aan Jesus Christus behoort. Niks kan my ooit van sy liefde skei nie. Hy is my anker. Hy is my vaste hoop. Kom ons staan, dan sing ons dit. Dan bly ons staan vir die gebed. Here, U weet goed hoe die dood ons platslaan. Self het U gesien, self het U gehuil by Lazarus se graf. Oor hierdie verskriklike impak wat dit het op ons lewens, die gevolge van sonde wat uiteindelik op die ergste uitloop, die dood. En U weet hoe dit ons stikkend maak. Here, maar U maak ons heel en daarom vra ons in ons stikkendheid, help ons om ons fokus so op U te hou, dat U ons weer heel maak. Ons heel hou. Dat ons in hierdie tyd juis so kan sing van die vreugde van ewige lewe, dat die tydelike dood ons nie platslaan nie. Maar dankie dat U in ons hartseer met soveel deernis met ons werk, en dat U vir ons tyd gee, om dit te verwerk, mettertyd. U weet dat ons dit nie sommer oomblikkelik en skielik net 'n lig kan afskakel nie. Maar dankie dat die getuienis so duidelik is, hoe U ons gaande weg weer sterker maak en terugbring, om uiteindelik die volle lig weer te sien. Ons bely voor U, dat dit vir ons baie seer is. En tog sê ons ook dankie daarvoor, dat ons kan beleef hoe diep ons verhoudings met mekaar was. Maar Here, help ons en maak ons oë oop, dat ons nie blind sal wees vir die heerlikheid wat U gee vir elkeen wat in U sterf nie. Dat ons blydskap vir ons geliefdes juis ons hartseer soveel oorskare, soveel duideliker lig sal wees in ons lewe, as die donker van ons eensaamheid. Die lig van ons geliefdes wat by U is. En ek vra, Here, vir die geliefdes van ons wat ons voor U opdra en gedurig vir U vra, bring hulle tot geloof. Here, dat U dit sal doen, sodat ons, elke een van ons geliefdes wat sou sterf, die vreugde mag beleef van sekerheid, omdat hulle in U geglo het. Verlos ons, Here. Verlos ons ook van die impak wat die dood in ons lewens het. Help ons om te belewe dat U dooies uit die dood uit wakker maak. En dat ons daaroor sal sing en sal dans en sal jubel. Help ons nou
wanneer ons in die nagmaal juis terugdink aan die prys wat U betaal het om ons van die dood te kan verlos. En dat ons in verwondering en in blydskap, Here, deel kan wees aan U, sodat dit inderdaad nie meer ons is wat lewe nie, maar U wat in ons lewe. Dit vra ons, terwyl ons sê, dankie Here, dankie dat ons kan lewe, vir altyd. Amen. Kom maar sit. Daardie aand, voordat Jesus homself moes gaan offer het, daardie aand, voordat hy by die punt gekom het, dat hy weet, hy sien nie daarvoor kans nie, maar dat God hom toe versterk het. Daardie aand het hy geweet wat kom, en aan daai tafel sê hy, en hy stel hierdie teken vir ons in. Hy sê, dit is my liggaam wat vir julle gegee word.